Welkom by ons episode wat die presidensiële dekreet van 7 Desember 2018 ontleed, 'n fundamentele regulasie vir industriële duikwerk hier in Sicilië. Alex 1, kan jy dalk die belangrikheid van hierdie dekreet vir ons in konteks plaas? Sekerlik, Chloe. Hierdie dekreet is 'n direkte reaksie op die behoefte aan opleiding en professionele kwalifikasie in die industriële duiksektor. Dit is uitgevaardig in ooreenstemming met Streekswet nommer 7 van 21 April 2016, met die doel om hoë standaarde vir opleidingskursusse vas te stel. Dit is dus nie 'n geïsoleerde maatreël nie, maar 'n integrale deel van 'n breër regulatoriese raamwerk. Watter ander sleutelregulasies ondersteun hierdie dekreet, beide plaaslik en internasionaal? Dis heeltemal korrek. Op streeksvlak verwys dit na wette soos nommer 10 van 2000 en nommer 19 van 2008 wat die administrasie reguleer. Op Europese vlak erken dit professionele kwalifikasies volgens riglyn 2005 Griek 63 wat die mobiliteit van werkers binne die Europese Unie vergemaklik. Maar deurslaggewend vir die sektor is dat opleidingskursusse ook aan die minimumvereistes voldoen wat deur die International Diving School Association of IDSA vasgestel is. So, dit is 'n raamwerk wat plaaslike behoeftes met internasionale standaarde kombineer. Wat presies behels die vereistes vir opleidingsinstellings om gemagtig te word om hierdie kursusse aan te bied? Die regulasie is baie duidelik hieroor. Kursusse moet gemagtig wees en slegs aangebied word deur staatsinstellings of professionele opleidingssentrums wat deur die streek geakkrediteer is. Hulle moet die minimum internasionale onderrigstandaarde volg, veral met betrekking tot duiktye en wateraktiwiteite. Daar is ook 'n voorsiening vir konstante opdatering indien opleidingsstandaarde verander. Dit klink na 'n goeie manier om kwaliteit te verseker. En oor die erkenning van kwalifikasies, is daar 'n spesifieke meganisme om die ooreenstemming van hierdie kursusse te bevestig, veral in 'n Europese konteks? Ja, om die erkenning van professionele kwalifikasies te vergemaklik, moet instellings 'n Europass sertifikaat supplement uitreik. Hierdie dokument bevestig dat die opleidingskursusse aan die geldende regulasies voldoen, wat dan die validering van hierdie vaardighede op nasionaal en Europese vlak vereenvoudig. Nog 'n interessante aspek wat die dekreet noem, is die instelling van 'n telematiese repertorium, 'n digitale register. Dit klink ambisieus. Wat is die hooffunksie daarvan en hoe gaan dit in die praktyk werk? Die telematiese repertorium sal by die Streeksdepartement van Arbeid gevestig word met die primêre doel om die pas tussen die vraag en aanbod van werk in die industriële duiksektor te vergemaklik. Dit sal bestuur word deur hulpbronne en strukture wat deur die direkteur-generaal van die departement geïdentifiseer word en sal feitelik uitsluitlik aanlyn funksioneer. Fisiese papierdokumente is slegs vir baie spesifieke prosedures gereserveer. Inskrywings en veranderinge sal eers geldig wees na die publikasie van die opgedateerde data op die webwerf. So 'n digitale platform vir deursigtigheid en doeltreffendheid, wat 'n baie nodige modernisering vir die sektor is. Wat van die duikers self? Hoe registreer operateurs in hierdie repertorium en watter dokumente benodig hulle? Registrasie geskied op individuele aansoek. Die aansoek moet ingedien word op 'n vorm wat deur die direkteur-generaal goedgekeur is en dit moet verpligtend toestemming vir die verwerking van persoonlike data aansluit. Andersins sal die aansoek geweier word. Daar word ook die betaling van fooie vir die uitreiking van die registrasiekaart vereis. Dit is 'n redelike proses. Maar wat as 'n duiker se kwalifikasie verander of as hulle uit die register verwyder moet word? Hoe word daardie situasies hanteer? Geregistreerdes kan versoek dat hul posisie gewysig word, byvoorbeeld vir 'n nuwe kwalifikasievlak, deur die relevante dokumentasie aan te heg. In sulke gevalle moet die vorige kaart teruggegee en met 'n nuwe een vervang word. Wat kansellasie betref, kan dit vrywillig wees op versoek van die geregistreerde of amptelik, byvoorbeeld in die geval van dokumentêre onreëlmatighede of ander wetlike bepalings. Die repertorium sal dan die kansellasie rapporteer en die data verwyder. Die registrasiekaart is dus amper 'n professionele identiteitskaart. Watter kenmerke sal dit hê om die integriteit daarvan te verseker? Ja, dit is 'n persoonlike kaart wat by registrasie uitgereik word en wat persoonlike inligting en die kwalifikasievlak bevat. Dit moet duursaam en nie reproduseerbaar wees met grafiese spesifikasies wat nog gedefinieer moet word. In geval van verlies kan die geregistreerde 'n duplikaat aanvra, ook teen betaling van die nodige fooi.
Laastens, behels hierdie stelsel ook ekonomiese en koördineringsaspekte. Hoe word die uittrekkingsfooie bestuur en hoe integreer jy die regulasie met die breër stelsel van streeks en Europese kwalifikasies? Die algemene rekenmeester van die streek sal 'n spesifieke inkomstepos in die begroting aktiveer om die hulpbronne uit die kaartfooie te bestuur. Wat koördinasie betref, word voorsien dat 'n dekreet van die assessor die streekskwalifikasies sal opdateer om hierdie nuwe kwalifikasies in te sluit. Verder moet die departement toesien dat hierdie kwalifikasies in die Europese databasis opgeneem word om erkenning en mobiliteit binne die gemeenskap te vergemaklik. Alex 1, dit klink asof hierdie presidensiële dekreet van 7 Desember 2018 'n fundamentele stap is om opleiding in industriële duikwerk in Sicilië te struktureer en te reguleer. Dit stel streng standaarde, vestig 'n telematiese repertorium en implementeer duidelike prosedures, alles met 'n fokus op professionaliteit en veiligheid. Presies, Chloe. Die doel is tweeledig, om die opleiding van hoogs gekwalifiseerde duikers te waarborg en om maksimale deursigtigheid te bevorder in 'n sektor wat deurslaggewend is vir die eiland se maritieme ekonomie. Ons bedank Alex 1 dat sy ons deur die besonderhede van hierdie belangrike regulasie gelei het. As jy hierdie bespreking waardevol gevind het, deel dit met iemand wat ook sy belangstel.